Pieter, goed en met jou? Ja, Dit gaan goed, dankie. ek is so bly. Die Bokke het dan nog gewen. Bokke het gewen en die Vrystaat is besig om, ek weet nie wat hulle doen nie, maar iets doen hulle reg, want dit lyk vir my, ek hoor net op die radio, hulle sê ons gaan die Karibeker eindstryd speel, so ek weet nie, ek het nog by bedenkinge, maar toe maar. As 5 wedstryde gespeel as ek reg is en ons het nog net Ons lê bo op die log, ja. Nou, toe kom ons kyk wat gaan aan. Ja, kom ons kyk, welkom terug aan almal by nog 'n episode van ons Koffie en Kontrakte. Jou weeklikse inspuiting van eiendomskennis en stories en praktiese wenke. Soos we alles saam met 'n lekker koppie koffie. Dis nou of jy nou koop of verkoop. En of jy net daarvan hou om op hoogte te bly met die eiendomswêreld. So hier kry jy alles die inligting wat jy saak maak. Ja, dat is presies so, Pieter. En vandag gesels ons 'n bietjie oor wat baie mense se harte vinnig laat klop, letterlik en figuurlik. Ja. Want ons gesels oor hoe om 'n eiendom te koop as jy troeteldiere het. En dit praat ons, ek dink as nou baie op jou meentuiskomplekse, want baie van hulle laat nie honde, katte of selfs eksotiese diere toe nie, ander laat dit weer toe. En Ek spinnekop onder eksotiese. ja, ek het nou al baie goed gesien. Ek het al gesien mense het eksotiese goed, spinnekoppe, slange in 'n kas. Ek draai sommer om, ek is nie 'n ou vreeslike goed nie, maar dit is hulle goeie regset om die goed aan te hou. Papegaaie, ek weet, ek het 'n papegaai hier langs my en dan lawaai hy en dan moet ek nou met die mense ouers langs my is nou kwaad omdat ek 'n papegaai het wat lawaai het. So. Ja, nee. Ja, Skalk, jy weet as jy 'n troeteldier eienaar is, weet jy nie net, hulle is nie net diere nie, hulle is soos deel van jou eie gesin. Nee. Ek weet as ek my eie hond vat, hy is meer in die huis as wat hy buite die huis is. So wanneer jy jou huis koop en of selfs huur, is dit nie net vir jouself nie, maar dit is ook vir hulle. Mens moet hulle ook in ag neem. Hulle is maar ons viervoetige of geveerde of selfs geskipte familielede. En glo my, ek het al gesien hoe 'n hond eintlik die finale besluit maak oor 'n huis. Weet hy hardloop in en gaan lê op die mat en soos hy sê, kyk, hierdie is my plek. Ja, dit doen so. Ja, die eerste groot wenk is natuurlik om te kyk wat jy moet 'n eiendomsvriendelike of 'n dierevriendelike eiendom na gaan kyk. Dit beteken jy mag troeteldiere hê. En die ruimte van die uitleg is reg. As jy 'n hond het, veilige tuin is baie goed werd. Ek sien dit daar by ons waar ek nou bly. Ja, daai hond van my weet nie wat moet sy maak met die groot erf. En dit is nie net verspeel nie, dit is ook vir hulle eie veiligheid. Ja, ek weet, ek sê altyd, kyk na wat naby of buite jou erf gebeur. Is daar 'n park of wandelpaaie, wat glo my as jy 'n groot labrador het wat baie aktief is, wil jy 'n plek hê waar jy kan gaan stap met hom. Jy weet, hulle waardeer dit altyd. Ek het al kliënte gehad wat ingetrek het en daarna besef het, hier is geen plek om te gaan stap met hulle honde nie. Ja, en dan moet mens ook die reëls en regulasies van die buurt en huiseienaarsverenigings moet jy kyk na. Partykomplekse is baie streng met dit. En soos 'n maksimum van 2 troeteldiere, en ek het 4, dan moet ek net 2 van kant maak of weggee of wat ook al, en ou doen dit ook nou nie. Of die verbod op sekere rasse. En dit het ek al baie gekry dat kyk, 'n kat mag nie by rasse is. jy mag nie 'n kat aanhou, maar jy kan 'n hond aanhou. Ek verstaan nie so lekker nie, maar okay, 'n kat is hulle sê is 'n onbeheerbare troeteldier, maar party van hulle bly in die huis. Hulle loop nie as hond, so ek het dit ook al baie gesien, maar dit is mens moet kyk na sulke goed voordat jy nou die ondertekening van die kontrak doen. Ja, nee, dis presies so. Dis maklik om aan te neem dat alle plekke diere toelaat. Jy weet,
daar's al situasies waar 'n jong paartjie ingetrek het en eers daarna uitgevind het dat hulle nie hulle rytuig mag aanhou nie. Dis nou eintlik net 'n voorbeeld, maar dis hartbrekend om as jy iets gekoop het en jy ontdek daarna is dit jou erfenis te klein vir die hond se grootte. So Ja, dit is baie sleg. Ja, en die ding wat baie mense miskyk is die buite uitleg van jou huis. Is die area, oop areas, het die fantastiese dinge soos vloere, houtvloere wat maklik krapmerke wys. Terwyl teëls weer makliker skoonmaak as daar ongeluk gebeur. So glo myself, die oulikste hondjies het soms al oomblikke. Ek sien by ons weer vanoggend by my hondjie, sy loop maar gly op die teëls. Die bene wil nie daaronder, die voete wil nie daaronder bly nie. Ja, die naels is nie lekker. Ja. Ja nee, ek het weet daar was al een keer 'n opsie van waar 'n kliënt doelbewus 'n huis gesoek het vir hulle met 'n groot waskamer wat net vir hulle 2 Labrador Retrievers was. Hulle het dit ingerig soos 'n spa vir die honde. Daar was storte en rakke vir die speelgoed en die kosbakke en al sulke goeders. So dit wys jy net as 'n troeteldier gelukkig is jy ook gelukkig. Nee, dit is so. Moenie die buurt self vergeet. Praat met jou bure. Vra vir hulle, is daar los rondloop honde. Ek sien dit is deesdae 'n ding in Bloemfontein. Ja. Of is dit hoe dierevriendelike atmosfeer is en soos om jou kinders na nuwe skool te neem, jy wil weet wat aangaan en is hulle veilig en as hulle welkom daar. So dit is altyd maar mens moet al die opsies, na al die opsies luister en maak seker daarvan. Ja, jy weet, jy kry buurte waar almal se diere mekaar ken, hulle gaan stap almal op dieselfde aande en sulke tyd. En dan is dit regtig soos dit is amper soos 'n gevoel van 'n troeteldiergemeenskap. Ja. As jy daai energie kry, dan weet jy koop nie net 'n huis nie, maar jy koop ook 'n manier van leef. Leef in die plek, in die area. So, onthou net, dis nie net oor die koopprys of die mooi kombuis nie, maar dit gaan ook oor die huis wat werk vir jou hele gesin en dit sluit jou diere in. Ja, tot volgende keer as jy na huis gaan kyk, vat sommer 'n foto van jou troeteldier saam en vra hulle, sal hulle gelukkig wees hierso. Ja. En dan dankie dat jy saam met ons gekry het op Koffie en Kontrakte. En as jy jou eie storie wil deel, stuur dit vir ons by koffieandkontrakte@gmail.com of as jy wil ons moet vir julle WhatsApp groepie stig, kan jy vir ons 'n stemnota daar stuur, maar dit kan jy vir ons sommer in die comments op hierdie video sê. So wie weet, dalk lees ons dit in 'n volgende episode. Ja, en tot volgende keer, jou droomhuis en jou troeteldier se droomtuin is maklik. Dalk is dit net 'n kontrak weg. En julle sal hoor die in die agtergrond is 'n ou wat kwaai saag, hy sal maak 'n snage boom af om plek te maak vir sy troeteldier so. Dit is, maar tot volgende keer, baie dankie. Baie dankie, totsiens.